Goedemorgen. Het is lekker om jullie dit morgen samen te steken. Lekker om jullie te zien in je huis van de Heer. Marco en Santi, al die pad van jullie zijn soms lekker om jullie te zien. Om samen te steken, nee. Altijd de voorrecht om jullie ook samen te steken, nee. Samen met jullie ouders vanmorgen. Kostbaar. Ach, het is een voorrecht vanmorgen om met te kan weer dat God ons lief heeft. En dat God ons omgeeft. Sê nie gou vir jou langs jou, Jesus is baie lief vir jou. Weet jy wat partykeer vergeet ons dit, en ek weet partykeer dan hou mense daarvan van as jy so goed sê nie, maar vir mekaar iets sê nie, maar weet jy wat, partykeer moet ons net dit hoor, uit iemand anders se mond uit, dat Jesus vir jou omgee. Ek wil gou begin met 'n getuienis rondom dit. Jare terug was 'n man in ons dorp, in ons gemeente. En hulle is by een of ander sanger het opgetree in die stad en die plek is gepak. En hy sit heel agter, hy en sy vrou so amper agter. En so tussen die skare deur sien hy 'n vrou. Ek kan nie onthou wat sy kleerrok is van was. Sy is die Here wys vir hom die vrou. En al wat die Here vir hom sê, dan sê vir die vrou, ek is lief vir hom. En dink jy by homself, shit, dis duisende mense. Hoe kan ek vir die vrou gaan sê, Jesus is lief vir hom? Ag, en hy sit so 'n paar oomblikke nog en die Gees van die Here dryf hom om net vir hierdie vrou te gaan sê. Hy praat met sy vrou sê vir hom, gaan, doen wat die Here vir jou sê. En hy stap na die vrou en hy tik as op die skouer en hy sê, kan ek vir jou net sê, glas? Sy sê, ja. Hy sê, ek moet net vir jou sê, Jesus is baie lief vir jou, die Here sê, hy is baie lief vir jou. En die vrou bars uit in trane. En sy draai na hom toe en sy sê, weet jy wat, ek het vir die Here gesê, ek kom vanaand na die show toe. En as hy nie vanaand vir my sê, hy is lief vir my, gaan ek huis en gaan selfmoord pleeg. Maar dan gee hy nie van hom nie. So partykeer klink dit dalk afgewater, partykeer klink dit so maar net iets om vir iemand te sê, Jesus is lief vir jou. Maar is nodig om net te doen wat die Here sê. En is nodig om net vir mense te herinner dat Jesus is lief vir jou. Ek stap nou net in Spar, dan loop ek oomie, hy loop vreeslik swaar. Ek sê nou oomie, maar hy sê kom maar so soos ek, en hy loop beskrikkelijk swaar. En my hart glad so vir die nou uit. So, ek kry so hartseer my binneste vir hierdie man. En ek stap net verby hom en ek raak net so aan sy skouer, ek sê goeiemôre. En hy stop dood in sy spoor. En hy begin te smaal, hy het so vreeslik besier vir sy geloop, en hy begin smaal, hy sê vir my, sjoe, baie dankie. Ek wil jou bemoedig vanmorgen, moet nooit op jou sorge te veel raak, dat jy vir iemand te glimlach nog gee, of vir iemand kan sê, ek is lief vir jou. Moet nie te veel jou sorge so groot raak, dat jy nie vir iemand kan sê, Jesus gee om vir jou. Kom ons sluit ons oë. Vader, wat 'n voorreg vanmôre om net so saam te kan wees in hierdie plek. Ek ervaar so u teenwoordigheid, Here. Ek ervaar vanmôre so die salwing van God se Heilige Gees in die plek. Ek ervaar vanmôre, Here, dat U in die plek is om net vir mense te kom sê dat U vir hulle omgee en vir hulle lief is. En Here, ons is hier vanmôre om aan U die eer te bring, aan U die lof te bring, want U is die spoel waar ons lewe draai. You are my everything, Lord. I can't live without you. I can't breathe without you, O God.
And we just want to worship you. We just want to praise your mighty name, because there's none like you. No one can touch our hearts like you do, Lord. En Jesus, wat ons vanmorgen die wind van God sy gees in die plek ervaar, en ek bid in die, by elke persoon in die plek sal stilstaan. Dat die by elkeen en vanmorgen, Here, net bemoeienis sal maak. Die wat die harte ken, die wat die gedagtes ken, die wat ons ken beter as wat ons onsself ken, dat die vanmorgen by elkeen, Here, nou sal stilstaan. Selfs hulle wat vanmorgen op Facebook kyk, Here, dat hulle daar waar hulle sal kyk, net die liefde van God sal ervaar, because it's all about your love. And we just want to worship you, Lord. Be glorified in our midst. In Jesus' naam. En ek dank U daarvoor. Amen. Ons gaan die wag vir oggend se offerandes en tiendes, terwyl ons eerste woordjie gaan sing. Kom ons vergeet vir 'n oomblik van al jou sorge, van alles wat jou pla. En kom ons gee dit aan God vanmorgen die eer, dat ons in die plek kan wees vanmorgen. Ons nou ons moet staan, terwyl ons naam van die Here groot maak vanmorgen. Welkom. Welkom in Jesus van die Here. Vergeet van alles om, vergeet van alles by huis, vergeet maar van die hinder aan die wind. Die Here sal seker maak op die wind te bring. Lach maar. All the saints and angels bow before your throne. All the earth lies the ground before them of God and sin. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve glory. For you are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve glory. 'Cause you are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve glory. Humble always son. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve glory. You are worthy of it all.
worthy of it all. And from you are all things. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Traffic by your story. Vir my stukke wat uitstaan, wat is nie anders gebeur nie. Hoor ons in die Bybel staan, dat die van die hemel gesien het, sê om die troon, die engel en die priesters, die troon en die sê heilig, heilig, holy, 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 daar is miljoene liedere en liedere vir strijd, van holy, holy, holy. There's one thing we should remember this morning, is that God is holy. He's worthy of it all because He is everything. God owns everything. God describes everything in His Word, that He is the life. He is the truth. As the dark, as morning. As the all that always. You are worthy. You deserve the love. Ons op dit hier voor ons. You are worthy of it all. Ons sê dit ons moet doen vanmôre. Lord, you are worthy of it all. From you are all things. You are all things. You deserve the glory. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt, we lift your name high. I exalt thee. Oh thou, O Lord, above the earth, thou art exalted higher. Oh thou, O Lord, above the earth,
Alle mensen bij zijn woord.
ons lewe, dat wat ons alles opgee het, besef dat God weer is. Ons besef dat waar is. Ons bestrots in ons sak sê, die sê, Here, is jammer. Lord, I'm sorry. Dat jy die vrou Lord, as we draw near, desperate for you, desperate for you. I surrender, I surrender. I want to know you are. Stretch my soul's mercy and grace unfold straight wide, I only hear thy cries speak to me now. I surrender, I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender, I surrender. I want to know you more. Here I am, down on my knees again, swearing find me, Lord, as you draw me near, desperate for you. Desperate for you, I surrender, I surrender.
but now my chains are gone. I've been set free. My God, my Savior is ransomed me. And like blood, His mercy reigns. Amazing love, amazing grace. My chains gone, my chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. Like blood, His mercy reigns. Amazing love, amazing grace. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior ransomed me. And like blood, His mercy reigns. Amazing love, amazing grace. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior is ransomed me. And like blood, His mercy reigns. Amazing love, amazing grace. voorrecht vermogen, Heer, om ons God te kan hebben, om ons genade te doen elke dag. Om ons leven, om ons eigen giet, Heer. Onverdiend
wens, Here, gee vir ons genade. Moet my Here in die woord wat jou my hart gesit het vanmorgen, diep in kennis van Here. Dat ons vanmorgen, Here, die intensiteit vanmorgen sal besef van die grootheid en die kostbaarheid is, Here. Dat ons vanmorgen net weer die liefde sal ervaar, Here. Die begeerte sal raak sien wat die vir die kinders het, Here. Ek verklaar vanmorgen afhankelijkheid van die geest van die Here. Ek vraag vanmorgen dat ek met myself wees, Here, ek sal spreek dit wat nie aan my hart kom bere in Jesus naam. Ek vraag van oor wat geopen is, Here. Vir mense wat sal luister en harte wat sal neem. Ek vraag in die kostbare naam van Jesus en ek dank u daarvoor. Amen. Iemand die Bijbel gebring het, kan het blaai na Levitikus 16 hoofdstuk. Die 17de vers, wat net een gedeelte, sal een tekstvers daar lees. Oud Testamentiese bedeling Levitikus 16 vers 17. Ek lees weer in die Engels Bybel uit. Gaan met die praat vanmorgen, don't stand on the outside. Vers 17. There is to be no one in the tent of meeting. From the time Aaron goes in to make atonement in the Holy of Holies, until he comes out having made atonement for himself, his household, and the whole community of Israel. Net tot sover. There's nothing as bad as to stand outside a door with something going on inside and you not having the permission to enter in. Ek dink dis een van die frustrerendste dinge in die lewe. Is wanneer jy by 'n huis kom en jy klop by die deur is toe en jy hoor daar's mense binnekant. Maar dan maak jy die deur oop. Glo my, ek raak uitmerk. Daar's niks so frustrerend nie. En in die Ou Testamentiese bedeling het dit presies net so gegaan. Wanneer dit gekom het op die dag van versoening. God gave Moses instructions to once a year as the high priest must go into the Holy of Holies, and there's a certain ritual that he had to do to make atonement for the sins of himself, his children, and the children of Israel. Wat mense nie besef nie, wanneer ons hierdie gedeeltes kyk en hierdie gedeeltes in die Bybel lees, dan lees ons baie keer vinnig daardeur, want dit is Ou Testament. En dan is daar sekere goed wat ons nie raak lees nie en goed wat ons nie besef nie. Wat eintlik baie belangrike goed is. Jy sien dit wat gebeur het op die dag, die versoeningsdag, die Pasga-dag, die fees van die Pasga, the Day of Atonement, was nie 'n vinnige ou dingetjie wat plaasgevind het. Die hoofpriester het nie vinnig gou 'n paar mense bymekaar gekry en gou 'n paar goede geslag. En dan het hy gou die bloed gevat, het vinnig ingeloop in die allerheiligdom en dit besprinkel en okay, dis nou verby en dan is dit verby. Dit was 'n hele dag se ding. Hulle het vroeg in die oggend begin. En dan was daar sekere goed wat gedoen moet word, sekere prosedures wat gevolg moes word. Sekere spesifikasies wat gevolg moes word. En dan het hulle die hele dag gevat
in hierdie dag terwyl dit goed gebeur het, moes die volk buitekant staan, gelaar staan, op hulle voete staan en aanskou wat gebeur aan die binnekant. Aaron kon nie vinnig gou iemand kry om te help om iets op te tel. Hy moes dit self optel. Hy moes self slag. Interessante ding net wat gebeur, en baie min mense weet dit, en baie min mense het al raak gelees in die Bybel. Is dat Aaron het nie net een keer ingegaan in die heiligdom nie, maar hy 3 keer ingegaan. En in die tyd wat hy, deur hierdie dag, moes hy eers ingaan, dan moes hy vir homself, vir die skrifte gee, vir homself gaan versoening doen. Dan moet hy uitkom. Dan moet hy sy klere uittrek en hy moet bad. En sy voete was, en sy hande was. Dan moet hy weer sy klere, die skoon klere aantrek. En weer die volgende ding gevat. 3 keer moes hy in en uit, in en uit, in en uit. En terwyl dit heeltyd plaasvind, volgens die geskiedenis sê die Bybel dat hulle, of sê die geskiedenis dat hulle vir die hele dag van vroegoggend, van sonoggend op tot son, van die son gesak het hierdie volk buitekant gestaan en aanskou wat daar besig is om te gebeur, want dis die dag, die enigste dag wat die hoofpriester mag ingegaan het in die allerheiligdom. En dan sê die Bybel, en dan sou God van die tussen die gerubs van die mercy seat af sou hy die versoendeksel, sou hy met hulle gepraat. Dis sommer net iets interessants wat in my hart opkom, terwyl ek besig is door agterkom in die skrifgedeelte in Levitikus dat hy 3 keer moes ingaan, toe sê die Gees van die Here vir my, dis hoekom Jesus 3 keer gaan bid het. In die tyd van Getsemane. Want jy sien op die einde van die dag, wat ons nie besef nie, is dat Jesus, alhoewel hy op aarde was en 'n mens was, sê die Bybel het die sonde gehad nie, maar die sonde van die wêreld was aan die kruis op hom geplak. He became sin, sê die Bybel, on the cross of Calvary. He became sickness. He became every disease ever spoken of. In the past and in the future, everything was upon Jesus. He became sickness. En daarom moes Jesus self, nadat hy gesterf het, moes hy ingaan in die allerheiligdomme en gaan nou meer praat oor, maar hy moes ingaan en vir homself gaan versoening doen. En vir die volk. Levitikus 16 vers 6 sê, Aaron shall bring near the bull the sin offering which was his own, and shall make atonement for himself and for his household. Die eerste keer, hy moes vir homself gaan versoening doen, en vir sy huishoud, vir sy huismense. Dan moes hy weer uitgaan. Ek weet, wees nie so 'n bietjie vir geduldig met my, dat jy kan verstaan waarvoor ons heen vanmôre. Dan moes hy weer gaan, die ritueel weer gaan. Dan kom die 13de vers en sê, then he will put the incense of fire in the Lord's presence. Dan het hy, nadat hy vir homself in was, het hy daar ingegaan en het 'n reukoffer aan God gebring. Hy sê, the cloud of incense will cover the throne of mercy, which is over the words of God's promise, so that he will not die. En dan in die 15de vers, kom die Bybel en sê, next, Aaron will slaughter the goat for the people's offering. Nou kom die mense, maar voor hy vir die mense intree. He will take the blood inside, go up to the canopy and sprinkle it on the throne of mercy and in front of it, as he did with the bull's blood.
And meanwhile, onthou net, moes hy heeltyd in en uit. As jy gaan kyk na die geskiedenis, die Bybel stel, of die geskiedenis sê hy het 5 keer gebad en 10 keer sy hande en sy voete gewas in hierdie tydperk, hierdie dag. And meanwhile, the people of Israel, the children of Israel, were just standing there, hoping for the best. Hulle kon nie regtig eers iets sien wat aangaan nie, want hulle kon nie agter die gordyn ingaan nie. Die voorhangse het alles toegemaak dat wanneer hy daar ingegaan, hulle dalk gesien toe hy uitgekom het en die volgende boel geslag het, maar terwyl hy ingaan in die allerheiligdomme in, al wat vir hulle daar was, wat hulle besef het dat hy leef, was die geritsel aan sy kleed, die klokkies wat aan sy kleed gehang het. Jy wat nie weet nie, die hoofpriester aan die onderkant van sy kleed het hy klokkies en granaatjies gehad. Spreek op sy eie. Maar terwyl hy dan daar besig is binne in hierdie allerheiligdom, hulle kon niks sien wat daar aangaan daar binnekant. Hulle weet nie of hy God hulle offer aanvaar nie. Hulle weet nie of hy daar gaan doodgaan binnekant nie. Al wat hulle voor geluister het was die klokkies wat tingel, om seker te maak hy's daar nog oké. Maar anderster was alles toegewees. Stay outside. Bly weg. You are not allowed to see what is inside. Terwyl ek hierdie boodskap in die Here kry, is dit asof ek hierdie gedagte net kry dat dis asof iemand buitekant 'n apteek staan en al die medisyne is binnekant en hy siek, maar hy het nie die toegang om in te gaan en om te kry nie. Hy moet die buitekant moet hy nou maar siek staan, want hy mag nie ingaan in die apteek nie. Of iemand wat na die dokter toe gaan. Hy moet die buitekant wag en maar hoop iemand daar binnekant kry raad vir buitekant. Dis die gedagte wat ek kry terwyl ek hierdie prentjie by God kry. They were all standing outside, not allowed to enter. Ek het hier vanmôre vir jou verduidelik, ek van Here nie om vir jou 'n geskiedenisles te bring nie, maar daar's 'n rede hoekom ek vanmôre vir u dit moet wou bring. Want net soos wat hierdie Israeliete buitekant moes staan, wil ek hê iemand een ding besef vanmôre, toe Jesus gekruisig is, die dag toe Jesus gekruisig het Jerusalem nie tot 'n stilstand gekom. Baie mense lees die verhaal van wat Jesus deurgegaan het, die pad van die Via Dolorosa wat hy gestap het en alles wat hy deurgaan, en ons kry hierdie gedagte van die dorp of die stad het tot stilstand gekom, want Jesus is nou besig om gekruisig te word. Nee, dit was nie so nie. Die rede hoekom mense in Jerusalem was vir die Pasgafees. Dis die rede hoekom hulle daar was. Dis die rede hoekom Jesus opgegaan het so toe. Luister wat sê die Bybel. Matteus 26 vers 2 sê, in 2 days, as you know, praat Jesus met sy disippels, it will be the Passover festival, and the Son of Man will be handed over to be crucified. Die hele fees het nie tot stilstand gekom, omdat Jesus ingestap het. Ek moet mooi hoor, hy was nie 'n hero nie. Hy was nie 'n legend nie. Volgens daai mense was hy 'n krimineel. Hy was geoordeel as 'n krimineel. Hy was gevange geneem. Hy was geoordeel gewees deur die hoëpriester en die goewerneur en al die mense.
Maar terwyl al hierdie goed plaasvind, was die priester besig. Hoor gou mooi. Jy kan dit gaan lees in die geskiedenis ook, en jy kan dit, as jy die Bybel mooi lees, gaan jy verstaan. Terwyl al hierdie goed gebeur, was die priester besig om reg te kry vir die offers wat moet plaasvind. Dieselfde as wat in die Ou Testament moes gebeur. Jy sien, ons mis dit baie keer. Weet jy, dalk het jy dit nie geweet nie. Want ons het hierdie idee van alles het tot stilstand gekom. Maar jy sien op die einde van die dag, terwyl Jesus hierdie pad stap, geslaan was, gespoeg was, gemartel was, voor die gouverneur gekom het, voor die hoofpriester gekom het, was alles reggemaak en in plek gekom, sodat die fees, die Pasgafees kan plaasvind. Met ander woorde, wat vir my so eintlik interessant was, is, met ander woorde, op die stadium, meeste van die tyd, het die Israeliete van daai tyd, die Jode, hier by die tempel gestaan, soos wat hulle gestaan het by in die wildernis, en gewag. Elkeen het sy lammetjie gebring. Dis interessant, dis waar die ding vandaan kom, wat Jesus die mense tot tafels omgekeer, die plek het mekaar uitgejaag was reeds oor dit. Mense moes 'n offer kom koop, sodat hy 'n offer kon maak. En hierdie ouens wat die offers verkoop het 3-dubbel die prys gevra, maar dit was vir hulle geldbankbesigheid. Maar terwyl dit alles plaasvind, is Israel besig, of Jode besig, om 'n Pasga te hou. Ek dink daar was party van hulle wat nie eens hulle regtig gestuur het aan Jesus nie. Dalk so vir die afstand af kyk ek, o ja, hulle is nou nog besig met hom. Kyk nou, o ja, hy is nou al wat dan 'n kruis opsit. Hy gaan nou sy kruis dra. Maar intussen was die Pasga besig om plaas te vind. Die fees van die Pasga. En net soos wat daar lammetjies gebring was, bokkies gebring was deur mense, hulle offer gebring was, party vrugte gebring. Net soos wat die mense nie goed gebring het, was eintlik wat plaasgevind het, dit wat Jesus sê, op die dag gaan die seun van die mens oorgegee word, hy word oorgegee as die lam van God. Maar hulle wat daar staan, het dit nie geweet. Hulle wat daar staan, het nie geweet wat aangaan nie. Hulle staan maar buitekant en hoop hulle offertjie word aanvaar. Ek wil nie vanmôre baie tegnies raak nie, en jy die reg moet met dit verskil. Ek sê maar, probeer vir jy in 'n vlugte min of meer verduidelik wat daai dag gebeur het. Dat jy kan verstaan. Terwyl die mense staan en wag dat hulle offer aanvaar moet word deur God. Terwyl hulle wag dat die hoofpriester by die allerheiligdom ingaan. Ek moet besef dat dit was my eintlik mind-boggling toe ek dit besef. Hierdie priester is eintlik heeltyd besig hier by die voorhangsel. Want dis die fees van die Pasga. Die versoeningsdag. Die volgende oomblik roep die seun van God van die kruis af, en ek lees dit vir in Matteus 27 vers 50. Hy sê, and Jesus cried out aloud in a loud voice and gave his spirit. Dieselfde oomblik, volgens die geskiedenis, dieselfde oomblik
Moet gou mooi hoor, dit was my so indrukwekkend toe ek het lees, want ek is lief om te gaan kyk wat sê die geskiedenis. En die oomblik, sê hulle, toe die hoofpriester die lammetjie se keel afsny, en die lammetjie sterf, toe roep Jesus uit, op daai selfde oomblik. Dis volbring. En hy sterf. Vir hierdie groep mense staan voor hierdie vreeslike gordyn. Hoop vir genade. Hoop vir vergifnis. En die volgende oomblik, my prentjie in my kop sê vir my, hierdie ou was dalk was hierdie priester op pad om nou hierdie laaste bloed, soos wat vers 15 vir ons gesê het in Levitikus, was hy dalk op pad om die laaste keer by hierdie wyl in te stap, by die voorhang sal deur te gaan. Die volgende oomblik sê die Bybel, ek weet wat die Bybel. Hy sê, and behold, the veil of the sanctuary was torn in two from the top to the bottom. The earth shook and rocks were split. Hierdie mense skielik luister hulle luister nog na die geklingel van die klokkies hoor, toe hoor hulle die weer, die donderweer, die aardbewings wat plaasvind. But it wasn't the bells of his road. It was the thunder of victory. It wasn't the sound of those bells that was giving them hope and giving them grace and giving them mercy. It wasn't that they heard at that stage. They just heard the thunder. They heard everything coming down on them. En hulle sien hoe die voorhang sal skeer reg voor hulle oë. Hulle het nog nooit binnekant ingegaan nie. Hulle het nog nooit die guns gehad om in te kom beweeg nie. Skielik skeer hierdie groot voorhangsel van bo tot onder. En die rotse skeer in twee, sê die Bybel. En daar's aardbewings. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, op daardie oomblikke in die balkonne van die hemel, toe staan die Vader van sy voete af op, van sy troon op, en hy staan op sy voete, want hy weet, die toegang is nou gemaak. They don't have to stand outside and look inside anymore, and hope for my glory, and hope for my mercy anymore. They don't have to stand outside and wait for maybe I will forgive them. They know they've got entrance into the Holy of Holies, and they can come stand in front of the throne of grace to get grace from God the Father himself. They don't have to stand outside anymore. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie meer buitekant staan nie. Jy sien ons as kinders van God, wanneer ons foute maak, wanneer ons God teleurstel, wanneer ons onsself teleurstel, dan sien ons hierdie verskriklike voorhangsel wat voor ons staan. Ons sien hierdie regerings wat voor ons staan, wat sê bly uit. Maar die regerings het gespreek van dood. Het het gespreek van oordeel. Die volgende oomblik, in die duisternis. Ek het hierdie prentjie sien asseblief. Ek moet net hierdie prentjie sien vanmôre. Ek wil net gou hoor wat gebeur. Die prentjie wat God my gees terwyl die mense so staan en kyk. Ek wil net onthou, dit het die duisternis geraak vir 3 ure. Die oomblik toe die voorhangsel skeur, toe raak die duisternis. Maar God is nie duisternis nie. Binne in die voorhangsel is daar lig. Net terwyl die mense nog so staan en kyk na hierdie gordyne, na hierdie voorhangsel wat toe is, toe staan duisternis en daar's 'n aardbewing wat plaasvind en hy skeur van bo tot onder en 'n nuwe lig kom van binnekant af wat uitskyn die heerlikheid van die Here, the glory of God shine from rock off the mercy seat of God. Ek wil vanmôre vir die Bybel sê dit daar is, maar die prentjie wat ek vanmôre kry, want as jy gaan kyk in die Ou Testament, dan sê die Bybel die heerlikheid van God het vir die versoendeksel opgeskyn.
Hy het die shine. Wanneer hy ingegaan het daar, die hoofpriester, het God met hom gepraat in die heerlikheid van die Here. Die Bybel sê die heerlikheid van die Here op die versoendeksel neergedaal. Met ander woorde, die oomblik toe daai gordyn so skeur, toe is daar 'n lig wat deurkom in die duisternis. Jy sien wat ons nie besef nie, ons sien nie altyd wat agter die skerms aangaan nie. Ons hoor nie altyd alles nie, maar die Bybel kan nie vir ons altyd alles in detail vertel nie. Maar jy sien, die duisternis wat plaasgevind het gespreek van die duisternis in hierdie wêreld, die duisternisse. Maar van terwyl hierdie voorhang so besig om te skeur, het daar 'n liggie begin deurkom. En hoe verder hy skeur, hoe helderder het hierdie liggie begin kom. En toe hierdie voorhang so skeur, toe skyn die heerlikheid van God vanuit hierdie voorhangsel uit, vanuit hierdie mercy seat uit hierdie allerheiligdom uit. En God sê, nou het jy toegang tot reg voor my toe. Ek sê weer, ek maak nie vanmôre staat op volledigheid nie. Ek wil vir hierdie prentjie gee wat God vir my gegee het terwyl ek besig was met hierdie. En skielik hierdie mense wat die buitekant staan, het nie geweet wat aangaan nie. Hulle het nie geweet wat aangaan. Die Bybel sê selfs van die grafte oopgegaan op daai oomblik. Skielik vlieg die grafte oop. Wat gaan aan? The glory of God came down. En die pad is oopgemaak. You don't have to stand outside anymore. Sê net vir iemand naby jou, jy hoef nie meer buitekant te staan. Jy hoef nie meer buitekant te staan. Oomblik lief. Die duisternis verdwyn. Ek dink jy het mooi geweet waar hierdie lig, ek sê weer, dis dalk vanmôre as ek dalk bietjie tegnies en dalk bietjie so bietjie met die geskiedenis en met my eie ding wat die Here my gewys het, maar terwyl hulle besig is om te kyk, sien hulle die lig nie, maar hulle weet nie wat aangaan nie. En die volgende oomblik, toe die duisternis verdwyn, toe sien hulle op die grond lê die voorhang. Ek wonder partykeer by myself terwyl ek besig is, die Here werk maar partykeer komies op met my, want ek kry seker komiese gedagtes partykeer as ek voorberei. Terwyl hierdie voorhang sal skeur, sien ek hoe skatter hierdie hoofpriester en gooi alles neer met jou pad, want hy is bang hierdie ding val op hom. Want ek sien op die einde van die dag was daar nie 'n plek vir hom nie. Daar was nie meer werk vir hom nie, vir die hoofpriester nie. Van die hoofpriester, van alle hoofpriesters, die God van die gode, die Here van die leerskare, die Seun van God, die Lam van God, het gesterf aan die kruis van Golgotha. En toe hy sterf, toe maak hy opening vir my en vir jou, kerk van die Here. En terwyl hierdie duisternis besig is om plaas te vind, kerk van die Here, toe stap die Here Jesus, sê die Bybel, met sy eie bloed in die allerheiligdomme van die hemel in, en hy gaan maak versoening vir homself. Hy bring 'n wierookoffer aan die Vader, en hy gaan maak versoening vir my en vir jou. En hy sê, kerk van die Here, now you can enter in, come on in. Ek het al gesien wat gebeur. Ek sê weer, die Here werk so my prentjies. Het jy al gesien wat gebeur? Ons het so 'n paar jaar terug was ons by CFC se konferensie in Bloemfontein gewees. Nou hulle maak so as die deure is toe. Niemand mag in die tabernakel ingaan nie, of die kerk ingaan nie. Hy is toe. Almal staan daar buitekant. Ek weet nie wie van julle was al daar gewees, maar almal staan daar buitekant en selfs net maar wag bietjie lank. Die musiek is besig om, voor is hulle besig om die musiek reg te kry, die klank reg te kry, die beligting reg te kry, alles reg te kry vir die diens. En dan skielik dan vlieg daai deure oop. Dan sien jy maak daai mense. Almal wil tog uit binne kom en almal wil voorsit. Dis asof die ouens mekaar afdruk en dan jy nog 'n vrou agterna op, jy weet. En dis die prentjie wat ek sien.
die oomblik toe die voorhang sal skeur. Toe sê Jesus, nou kan jy instap by die Vader toe deur my en deur my bloed. Jy hoef nie buitekant te stap. En die kerk van die Here Jesus deur die eeue heen begin instroom. Deur die voorhangsel, dit is Jesus se liggaam en sy bloed. En terug te kom by die Bloemfontein, waar ons daar was, wat so interessant was, dan sê ander ouens skryf daar buitekant in Malon rond staan. Ander ouens wil net ingaan, ander staan net daar rond. Dan dink ek myself, eers ouens wil julle nie gaan nie. Hey, ons gaan hoe kerk hou. Is nie net so, is dit baie keer met die kerk van die Here Jesus, jy het hulle wat in haar troon. Die troon van genade toe. En jy het hulle wat buitekant staan en dink, ek is te sleg. Ek is nie werd om te kan instap by allerheiligdom. Ek is nie werd om voor God se troon te gaan staan. Maar luister wat sê Hebreërs 10 vers 19. Hy sê, my friend, the blood of Jesus gave us courage to enter into the most holy place. Dan sê hy sê, by the new way that leads to life. Outside is death, but inside is life. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, jy hoef nie meer buitekant te staan nie. We don't have to stand outside anymore and wait, hope for grace of God. We can step into, we can lead into this way, this new life, the new way of life. Don't stand outside. Run in. If you need to run in for your soul, run in. If you need to run in for your body, run in. If you need to run in for circumstances, just run in. If you need to run in for your finances or material things, just run in today. God has opened the door. He has opened everything up so that me and you can step into the Holy of Holies today. God sê vanmôre vir jou en vir my, don't stand outside. Ek wil die vraag vra vanmôre, why do you stand outside? Jy sien op die einde van die dag kom Jesus en hy gee vir ons presies dit wat hier gebeur. Onthou wat ek gesê het in 20 vers, hy sê, by a new way that leads to life. Nou kom Jesus in Johannes 10 vers 10 en hy sê, the thief came only to steal and to slaughter and to destroy, but I came so that he may have life and life in abundance. Waar dit begin, dat ek die lewe oorvloed kan hê, dit begin wanneer ek deur hierdie voorhangsel stief, wat geskeur het, wanneer ek daar deur stap. Wanneer ek instap in die allerheiligdomme van God in, wanneer ek voor die troon van God kom staan, en sê, Papa Vader, why do you stand outside? Hoekom laat jy toe? Dat die vyand vir jou kom vertel, jy kan nie ingaan nie. Life is not by standing outside, life is by entering in. God himself invites us today. Come here, come on in. Don't stand outside, come on in. Hebreërs 4 vers 16 sê, let us have confidence then and approach God's throne where there is grace. There we will receive mercy and find grace to be helped just when we need it. Ek sluit met daai gedeelte vanmôre. God sê vanmôre, just come on in. Just come on in. Why do you stand outside?
Hoekom laat jy toe dat mense se idees van jou buitekant hou? Hoekom laat jy toe dat mense se skindertonge jou buitekant hou? Hoekom laat jy toe dat dit wat mense jou definieer, jou laat buitekant staan? Waarom laat jy toe dat jou verlede jou laat buitekant staan? Jou foute en jou kere wat jy geval het, waarom laat jy vanmôre toe dat die vyand dit voor jou gooi, jou aankla in jou gewete en jou toemaak dat jy buitekant staan? God sê vanmôre, God homself sê vanmôre vir jou, come on in. Hy sê kom dat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos skarlaken sal wit word soos wol. Hy sê kom koop by my sonder geld en sonder prys. Hy nooi jou vanmôre uit om in te stap. Maar kan ek vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, ons dien nie 'n diktator wat jou gaan instap daar nie. Hy het gedoen wat hy moes doen. Hy het die prys betaal. Jy kon buitekant nog steeds staan, so daai mense staan en nie weet wat gebeur nie. En net die heerlikheid sien uitskyn. Die strale van sy heerlikheid wat dalk deurbreek vir jou. Is vanmôre dalk God se hand wat na jou roep en sê kom in. Kom in. Kom in. Maak nie vanmôre saak wat jy nodig het. Maak nie saak wat jou behoefte is. Maak nie saak wat jou tekortkominge is. Maak nie saak waar jy vandaan kom nie. God sê vanmôre vir jou, kom in. Kom ons sluit ons oë asseblief. Sound of heaven, like the sound of many waters, the sound of worship coming from His throne. There are cries of adoration from every nation. Lift their voice to me, He's going home. Sing, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you. And angels bow to Thee, we worship You now. Holy, holy, holy are You, Lord. We sing, holy, holy, holy are You, Lord.
En hy het gebreek. Ek op ons speel, en gesê, dit is my liggaam wat vir jou gebreek is. Neem op wat daarvan. Ek wil die grootste ding wat Jesus ooit gesê het, vir sy disciples by die laaste Pasga was, hy sal nie weer aan die tafel gaan sit en saam met julle nagmaal hê voor die koninkryk van God. Jy sê vanmôre nooi hy my en jou uit in die koninkryk van God om saam met hom nagmaal te kom hê. Hy nooi jou vanmôre in om in die allerheiligdom van God in te stap en saam met hom nagmaal te kom hê in die koninkryk van God. Hy het gesê, dit is my bloed wat vir jou uitgestort is tot vergewing van sonde. Ek wil vanmôre vir sê, daar voel jy het nie die reg om in te stap in die allerheiligdom van God nie. Dalk goed wat in jou lewe gebeur het al, dalk is swak selfbeeld, maak dat jy vanmôre voel jy ek is nie waardig om in te stap in die allerheiligdom van God te doen. Maar die seunkind van die Here, wanneer ek aan die tafel van die Here sit vanmôre, sy bloed drink en sy liggaam eet, dan maak dit my waardig. Because he washed me with the blood of the Lamb. Ek gee nie vanmôre op wie jy is nie. Vanmôre staan jy daar buitekant vir so lank. Jy het ook 'n week daar om in te gaan. En dan kom jou vyand en hy gooi goed op jou. Maar God sê vanmôre, please just enter into the holy of God. Enter into my presence. That's all we need is the presence of God. All you need is the presence of God. But we stay outside. Ons staan buitekant met oopvolle oë, verlangende oë. Maar God sê vanmôre, kom in, ek nooi jou om in te kom. Come into my presence. Ek gaan nie vanmôre iemand vra om jou te kom bedien nie. Want dit wat ek by die Here gekry het, wil ek doen vanmôre. Ek wil hê vanmôre manifestasie maak van jou sitplekke opstaan. Vergeet veroorloof van jou vrou en van jou kinders. Ons sê altyd van jou vrou en jou kinders kom nee. Julle moet kom sit aan die tafel. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, vergeet van jou vrou, vergeet van jou kinders. Vergeet van hulle wat om jou is vanmôre. Kom jy vanmôre. Manifesteer vanmôre. Sê Here, ek staan vanmôre op. En ek stap vanmôre in die allerheiligdomme, in die teenwoordigheid van God. Stap ek vanmôre in, Here. En ek kom van die nagmaal wat my waardig maak om hier te bly in die teenwoordigheid van God. En wanneer jy vanmôre die broodjie eet en hierdie kleine sakkie drink, dan sê jy, Here, dankie. God don't have to go out ever again. I don't have to stand out ever again. I can stay and live in His presence. Ek wil jou vanmôre uitdaag. Jy wat skrik is in jou liggaam. Jy wat jou aanraking op jou siel nodig het, op jou gees nodig het. En ek moet vanmôre, ek wil jou uitdaag om aan die tafel te kom sit. En ervaar wat God met jou doen terwyl jy aan die tafel sit vanmôre. Ek is nie arrogant as ek dit vanmôre sê nie, maar ek wil sê vir wat die Here op my hart gesit het. Ek sê vir wat die Here op my gesê, you're going to experience His presence the moment you sit at this table. You will experience a touch, an encounter with God. Vader, dankie dat ons nou aan die tafel kan sit. Met nou Here vir elkeen wat hier verbykom en in hierdie tafel sit, Here, dat vir hulle manifestasie sal wees, hoe hulle instap in die heiligdom van God in. En hoe hulle vanmôre saam met Jesus die nagmaal gebruik, Here, in die koninkryk van God. Ek vra in Jesus naam. Amen. Sê die singer uit die Here asseblief vir my. Ek wil jou uitnooi, wie is die eerste?
stap hier verby vanmôre. Terwyl hy net sy stap verby hierso, vat 'n broodjie eet om van die druiwesap en drink dit en sê vanmôre, Here, ek soek vanmôre. Die woorde van God. Many waters, sound worship coming from His throne. There are cries of adoration. Moenie haastig wees as jy nag nog gebruik het. Parkeer ek 'n bietjie tyd saam met die Here vanmôre hier voor my. He's going home. He's singing, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The island nations bow, redeemed, worship you. Holy, holy, holy are you, Lord. Ek wil net vanmôre sien hoe jy voor die troon wil staan. Terwyl jy die dag nog gebruik vanmôre, maar net vanmôre, just experience how you're standing in front of the throne of grace. Ek nooi jou uit vanmôre om te staan. En ek Holy, nooi jou holy, holy come and stand in His throne room. Experience His presence in His throne room. holy, holy, holy are you, Lord. Heaven angels bow, the redeemed worship you. Holy, holy, holy are you, Lord. Absolute grace
Hoe zal ons genade oversweet? Als een hoedruk meisjes van de hoedreis was gestaan. Ja, dat is de hoedreis. Wie zal mij kan zomaar? Wie zal mij gitaar samen? Wie zal mij kan doormaken? Als mij goed en dan zo los sobre. Als de hoeken mijn hoekreis vastgestaan. Ja, dat was de hoekreis. En dan verstaan. Dat vraag je voelt. Als je voelen zoeken naar de slechte aan. Dan was dan hoor ik je pijn. Toen die spijkers weer in bloed, dan krijg je kracht. Dankie vanmôre vir goeie tye saam met U vanmôre. Dankie dat U besoeke wat ons gebring het. Ek wil bid dat ons op vandag in die liefde en vrede bring ons op die bestemde tyd weer by mekaar, Here. En hier waar ons in mekaar het gaan vra dat die engele gaan ons bevel gee om voor ons uit te trek, ons agterhoede te wees en vir alle kante in te sluit en ons onder die kosbare bloed te plek, Here. Ek bid vanmôre vir elkeen dat hulle 'n ander uitsig sal hê, dat hulle die week elke oomblik wat hulle kan, Here, sal instap in die allerheiligdom van God en voor die troon kan kom staan en met U gesels, Here. Verdaag ons nou die liefde en vrede in Jesus naam. En ons dank U daarvoor. Amen en amen. Die Here seën van